good morning, ek is Elsa Esterhuizen. En ek is Arnold Geerts. Goeiemôre en ek is Pieter Koen. Saam met ons natuurlik ook altyd die man met die finansiële plan, Thys van Sail. Lekker om hier te wees. Nou ja, Rosanne is nie vandag hier nie, want haar seun ontvang vanoggend 'n groot akademiese toekenning. En van ons kant af wil ons net baie geluk sê. So James, ons is saam met mamma bitter trots op jou. Woehoe, baie geluk. Ek moes. Die platejoggie is in die huis. Soos julle kan sien, het ons ook 'n pragtige verjaarsdagkoek hier. En nee, dis ongelukkig nou nie om jou verjaarsdag te vier nie. Ons vier vandag 100 jaar sedert Afrikaans as 'n amptelike wêreldtaal erken is. So, ons beplan 'n dag vol verrassings. Jy beter net bly waar jy is. So hier is 'n wonderlike kykie na presies hoe dit alles begin het. Presies 150 jaar gelede, op 14 Augustus 1875, het 8 manne bymekaar gekom by Gideon Malherbe se huis in die Parel. En hulle het vergader om die Genootskap van Regte Afrikaners te stig. Hulle wou Afrikaanssprekendes bewus maak van die feit dat hulle reeds 'n eie taal het, nie Hollands of Engels nie. Hulle lese was om te staan voor ons taal, ons nasie en ons land. 'n Groot motief agter die GRA was die groot begeerte om die Bybel in Afrikaans te vertaal. Soos Dominee S.J. de Tooy dit gestel het, die Genootskap van Regte Afrikaners het zijn ontstaan aan die behoefte in 'n Bybel in die volkstaal. Pragtig, dis so mooi gestel. En die Afrikaanse Bybel sou egter eers in 1933 verskyn nadat taal- en spelreëls gevestig is. Op 26 Februarie 1876 het die GRA die beginsels van die Afrikaanse taal uitgegee en die Afrikaanse woordelys en spelreëls of AWS het die eerste keer in 1917 verskyn, dis net nadat Pieter gebore is en word steeds bygewerk. Die GRA se koerant, die Afrikaanse Patriot, het op 15 Januarie 1876 verskyn en lesers aangemoedig om Afrikaans te skryf met die woorde. Julle kan nou rym en dig, dat dit nie maklik is nie. Stuur julle gedigte, kerels, stuur maar, en dis maar, M-A-R nie, maar. Ja. En die wat foute maak, dis niks nie, ons sal hom reghelp. So, ek dink die groot ding is, oor al die jare se prosa en poësie en skryf in Afrikaans, is daar die mooiste woorde wat nog ooit geskryf is, in enige taal wat my aanbetref. Kom ons hoor by julle, wat is julle Afrikaanse gedig wat jy die meeste van hou? Also, wat is die een wat jou laat heimwee kry? Arnold, dit is my so moeilik, want ek het gisterand met iemand gesels oor M.M. Walters se Haven om te Landen, wat ook getoonset is. Maar ons regisseur het my egter gedwing om iets van Ingrid Jonker te kies, 'n gunsteling. Wie anders? Ja, skerts sommer, maar ek het besluit op Ingrid se As jy weer skryf. En dit is vir my so 'n diep gedig, so ek gaan net 'n stukkie voorlees. En ek het jou geskryf op die oop bladsy van my treurigheid. Jou naamlose woord, as jy weer in jou dagboek skryf, onthou. Is baie mooi. So treffend. Ja. Dis Pieter, pragtig. ja? Man, ek het altyd so 'n moeilike keuse as dit kom by die gedigte. Ek weet A.G. Visser het pragtige gedigte geskryf. Aantjie Krog se ma wat natuurlik ook so is. Julle het nou alles mooi uitgedruk. Vir die eerste keer dat ek bietjie my foon hier opstel. Jammer aan die vloerbestuurder. Ek dink hulle sal jou vergeet. Maar jy weet Aantjie Krog, maak skryf jou gedig sonder fancy leestekens, sonder woorde wat rym, sonder bywoorde, net sommer 'n kaalvoet gedig. En dan die res van die gedig wat so pragtig is. En nog enetjie wat natuurlik vir my uitstaan, is die een van A.G. Visser. As dit fluit gaan. Nee, so tipies, hier skietertjie poen. Dit was 'n bitter dag vir my, die Sondag in die kerk, waar ons sit in die middelry, word alles opgemerk. En hoe uiteindelik pak slaker oor hy gefluit het in die kerk. Pragtig. Thys, ek sal bitter graag wil hoor wat jou gunsteling Afrikaanse prosa is. Ek gaan vir julle lees. Okay, nou kan jy vir my sê wie dit geskryf. Okay, ons luister. So, dis 'n bosveld bome en kudu spore wat lei na waar my hart moet wees en my seer genees. Met ons God het Afrikaans 'n verbond dat ons sal plant en oes en nooit sal weerloos verroes. Dis jou land, dis my land, met God aan ons kant. Kom huis toe, roep Afrika son, kom huis toe. Sjoe. Dit klink baie soos 'n finansiële adviseur en kenner wat ek ek wil ken. dieselfde sê. Dink jy nie? Amper soos 'n iets wat deur 'n Van Sail geskryf Ja. Knap gedaan daar, knap Ons gedaan. Afrikaners wat basies, jy weet, ons verlaat het. Jy weet, maar wat nog steeds Afrikaans is en daar was sê, die Afrika son roep jou huis toe. Dis pragtig, pragtig.
Baie vinnig myne en daar was talle. Hierdie was baie moeilik om te besluit, maar Toon van den Heever het geskryf op die Hoëveld waar dit wyd is, waar jy baie ver kan sien. Die eilbrou bring 'n knop dan in jou keel. Staan my huisie nog en wag vir my. Wag al 'n jaar of 10. Waar die bokkies op die leigrafstene speel, maar as die tering kwaai word en ek hoor die laaste fluit, dan sweef ek op die Hoëveld op die wind. Ek soek dan in die maanlig al die mooiste plekkies uit waar ek kleiosse gemaak het as 'n kind. Dit is so mooi. Diep en emosioneel hier by Goeiemôre Good Morning. Nou ja, ek word as Goeiemôre Good Morning se HAT geken. So ek wil natuurlik oor 'n paar interessante woorde gesels. Unieke Afrikaanse woorde en Afrikaans het baie diverse invloede, soos die woord piesang en baadjie wat weens Malayse invloed ontstaan het. Gogga het deur Khoi invloed ontstaan. En woorde wat 'n Oosterse en Portugese invloed het, sluit in bladjang wat natuurlik altyd op 'n braaibroodjie moet wees, né? Ek voel baie sterk daaroor. Beboti, Sesati, Makau en Kojawel. Het julle dit geweet? Kojawel. Khoi-woorde is ook dikwels net vereenvoudig en woorde soos dagga, boegu, abba, kama, aitsa en eina en die woord kombuis is 'n skeepswoord wat eintlik na 'n skip se kombuis verwys, maar meer algemeen bekend geword het weens die talle Nederlanders wat per skip na Suid-Afrika gereis het. Nou in Nederlands is kombuis eintlik 'n keuken. 'n Keuken. Ja. 'n Keuken. Maar dit is lekker. Dit maak vir my die deur oop om te dink aan al die Afrikaanse gunsteling Afrikaanse woorde, is dit nie? Ja, wat is julle gunsteling Afrikaanse woorde? Myne is allegaartjie. 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 Dis baie- Dis vir daai mixed grill. Daar is nie vir my 'n mooi dit beskryf die hele bord. Ja. That's it, klaar. Baie lekker. Ek hou van ruimskoots. Ruimskoots. Hy was ruimskoots betyds. Jy was ruimskoots beloon. Dis pragtig. Ek sou sê myne is tamaletjie. Dit Mooi. sê net vir my so lekker. Ja. En dit het twee pragtige uiteenlopende verskillende betekenisse wat net Presies. so mooi is. Tuisa, Bolle makiesie. Bol. dit maak totaal sin met jou persoonlikheid, moet ek jou sê. Ek het iewers ook op 'n webtuiste. Dis nou maar seker hoe die Afrikaanse woorde nou oor die jare ook gevorm het. Dan kry jy 'n sinoniem vir alkohol byvoorbeeld is slingersous. Slingersous. Ja. Dit maak 100% sin. Ja, absoluut. Neologismes, want dit is oulik. Ek bedoel iets soos 'n bekende persoon wat as 'n glansgans bekend staan. Dis ook vir my oulik. Of doggy bag. Ja, daar's nog een. Ja. Inderdaad. Maar wat noem ons hom? Woef? Kardoes. Ja. Inderdaad is vir my ook net so mooi. Inteendeel ek gebruik hom baie keer te veel. Inderdaad. En tans, want huidigelik is nie 'n woord nie. Nee, Daar rarig. is sommer nou 'n taalles. Ek sal hom nooit weer gebruik nie, Tannie Elsa, baie dankie. Nee, net dis 'n baie plesier. lekker. Nou dis heerlik om die taal nie net te besig nie, maar ook te kan proe. So net hierna sit ons die feesvieringe voort met Afrikaans wat 100 jaar groot is. Bly nie ingeskakel en net waar jy is. Gelukkige verjaardag. Gaan lekker wees. Ja. Ja. Nee, hiernatoe.
Hallo Suid-Afrika, ek is Margaret Gardner van die FSA af. Ek wil net julle herinner dat alhoewel ons nie tuis is nie, Suid-Afrikaners praat Afrikaans ter wêreld en ons doen dit omdat die taal so mooi is. Een van my gunstelinge woorde is waterblommetjie breedie. Omdat wanneer jy dit sê, klink dit asof daar musiek in jou mond is. Het is net so pragtig. Ek stuur julle groete vir die herdenking van Afrikaans as 'n taal en onthou almal is mal oor die taal en ons praat dit nog steeds wanneer ek nie tuis is nie. Dit was natuurlik 'n boodskap van ons voormalige mevrou heelal en skrywer Margaret Gardner wat in 1978 die titel verower het. Sy is ook al dekades lank in Los Angeles gevestig. Sy is natuurlik Engels gebore, maar soos wat jy kan hoor, Afrikaans bly vir haar 'n saaktaak en sy hou van die taal en sy het dit so mooi vir ons geuiter. So vir die eerste keer sedert 2018 hou Afrikaans is groot weer konsert in die moederstad van Margaret na nog 'n groot tournee. As deel van Afrikaans se 100 jaar viering as 'n amptelike taal is Afrikaans is 100 jaar groot op Saterdag 20 September by die DHL Stadium aangebied en ek weet jy wil meer daarvan uitvind, loer gou hierna. Een historiese konsert, een onvergeetlike aand, want Afrikaans is 100 jaar groot. Kom vier hierdie eens in 'n leeftyd gebeurtenis saam met legendariese kunstenaars. Laveld Agrocamp bied aan die Afrikaans is 100 jaar groot konsert. Kom wees deel van geskiedenis en kry jou kaartjie vir Afrikaans is 100 jaar groot konsert op 20 September in die DHL Stadion. Kaartjies op 8 Mei om 10:00 net by iTickets beskikbaar. Dit gaan 'n lekker ene wees en om meer daarvan te vertel, natuurlik die groot baas, die man agter die stuur van Koleski Aand is Arnold Koleski. Goeiemôre, good morning, baie welkom. Môre Pieter, lekker om hier by jou te wees. Baie lekker. Dankie dat jy so vroeg by ons aansluit. Ja, nee, dis baie vroeg vir my. Net so vinnig, in kort, Afrikaans is groot, is nou al soveel jaar oud, 13, 14 jaar wat dit aan die gang is. Net waar en hoekom het dit begin? Afrikaans is groot het bestaan as 'n versamelalbum van die jaar se grootste treffers in kombinasie met unieke en eksklusiewe snitte wat ons verpak het in 'n kompilasie en 'n versamelalbum, 'n samestelling en natuurlik het dit toe nou gegroei en vinnig was daar 'n vraag en die behoefte na dieselfde formule in 'n konsertformaat. En daar het julle gesê, nou sit ons voet neer en ons begin met die ding en die mense sê dit het 'n rak leeftyd en so, maar julle groei net en raak sterker en sterker of groter en groter. Ja, ek kan vir jou beloof dat elke jaar glo ons en voel ons dit is ons laaste jaar. Maar dan natuurlik die oomblik as ons die kaartjies oopmaak vir die volgende jaar se konsert, dan bewys ons gehoor vir ons iets anders. En wat dink jy maak dit so suksesvol? Wel, ek dink die gevoel van samehorigheid, die volk is nog steeds, daar's nog steeds 'n verlange na om te behoort. Ja. En ek dink ons mense, Afrikaans is so dit is een van daai bakens waar hulle voel veilig, hulle voel hulle kan hulle self uitleef. Dit maak hulle gelukkig en ek dink dit is die geheim. En die ander lekker ding is daar so min geleentheid deesdae ook om regtig te gaan konsert kyk, soos in daardie formaat. Ek meen nou hierdie feeste goed niks om afbreek te doen daarin nie, maar dit is lekker om 'n bietjie uit te gaan. Natuurlik en op 'n wêreldklas verhoog met 'n wêreldklas produksie. Dit help natuurlik. Arnold, nou ja, toe op 20 September word die grootste Afrikaanse musiekkonsert van die jaar in Kaapstad gehou en julle het as deel van die 100 jaar feesviering van Afrikaans dit besluit om dit in Kaapstad te hou, wat ook as die moederstad bekend staan, né? Natuurlik, dit is waar Afrikaans ontstaan gehad het. Is dit ook die rede hoekom julle een van die redes en natuurlik ook die vraag van ons Kaapse gehore dat Afrikaans is groot wel met Kaap toe kom. In die verlede was dit moeilik, finansiële uitdaging om dit daaraan te bied, maar ek dink hierdie keer iets histories, iets geskiedkundig, iets groot, iets wonderlik en natuurlik as jy dink aan wat ons alles beplan, ek dink daar gaan 'n paar lekker verrassings wees. Nou, maar dis wat ek wil weet. Ek meen, wat kan mense nou uitsien vir Afrikaans is 100 jaar groot? Wel, kan jy jouself indink? Larry Karag staan op baie verhoog en sing vir die laaste keer vir Oulaas. Saam met 50,000 mense, mannetjies roe. Ja. So sulke klein goedjies en gaan julle dit voller probeer maak, 'n voller program maak, meer kunstenaars betrek. Meer kunstenaars, die plaaslike kunstenaars natuurlik van ons mense daar in die Kaap wat min gesien en gehoor word.
op ons verhoog in Pretoria. Maar ek dink Emo Adams, ons het Terren Lam, ons het Andrea Fortuin, ons het Talita Leiters, ongelooflike vocalist, jy weet. So ons sien baie uit. En natuurlik, 'n ander groot verrassing is ons sê dit reg gekry om Eden weer te verenig. Dis fantasties. Ja, so dit is iets om na uit te sien. Dis geen wonder ek het so 'n bietjie op die sosiale media gister gesien, 1 of 2 of 3. Ek het al eintlik al 4, ja, ek het al almal gesien. Ja. Wow, groot verrassing wat wag. Alraai, net so vinnig ter viering nou hiervan en goeders is daar nog 'n verrassing, want jy sien nou net vandag hier om te gesels nie, maar wanneer gaan die kaartjies beskikbaar? Vandag om 10:00 is kaartjies beskikbaar vir hierdie ongelooflike eens in 'n leeftyd vertoning wat ek dink die mense in die Kaap gaan definitief geniet. Ja. Wat is na al die jare vir jou nog lekker om hierdie produksie te bou as deel te wees van dit? Ek dink die lekkerste oomblik is jy daar in die gehoor staan of langs die sound desk staan en jy sien jy voel wat die mense voel. Jy weet hulle geniet hulle self, hulle leef hulle self in. Sure. En as sommige wat huil, as sommige wat lag, as sommige wat dans, hulle sing. So dis die gevoel wat vir ons die beste is, jy weet. Vir ons net so lekker, asseblief mag Afrikaans is groot, van krag tot krag gaan, groter gaan en ons sien saam met jou uit na Afrikaans is 100 jaar groot. Verskriklik baie dankie dat jy saam met ons kom inloer dit. Jy gaan nou 'n stukkie van hierdie koek saam met ons kan geniet. Maar nou ja, dit klink baie belovend. Arnold, baie dankie. Steek groete vir almal. Waardering. Afrikaans is groot. Kyk uit vir hom. Dit klink soos 'n legendariese aand. So gepraat van legendaries, net hierna kuier ons in die FHK Liedjietuin. Sorg jy dat jy nie weg gaan nie. Kry so lank nog 'n vars koppie koffie, want goeiemôre, good morning gaan van hier af net lekkerder raak. Goeiemôre, Afrikaans. Baie geluk. The cost of living crisis in South Africa has really affected us. The children have to wear hand-me-downs. Okay, let's see if it fits. I can't wear this. It's way too big. We've cut back on luxuries. Toilet paper's finished. We've even had to improvise in terms of entertainment. Kick the ball, damn it! It's time for my soaps. It's the big wedding episode. Okay, kids. We're changing the channel. All of that, and we struggled to pay our bills. Until we contacted Debt Rescue. They offered us debt consolidation without a loan. We have 1 monthly payment, and now we pay only what we can afford. Now things can get back to normal. The wedding, it's off. Debt Rescue. Pay what you can afford. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Cheers, Shalom. Och, die hare is perfek. Waar is jou gater? My ma bring dit later. En jou skoene? Beskikbaar aanlyn valleyboutique.co.za. Dobre Utrecht, goeiemôre, good morning. Gary Botha, voormalige Springbok en Bloubellakker, al die pad uit Kazan in Rusland. En ek groet julle vanoggend in Afrikaans, aangesien ons taal vandag amptelik 100 jaar oud is. Waar ons nog steeds in Rusland daagliks Afrikaans praat. Hê 'n wonderlike dag. Dit was 'n boodskap van die voormalige Springbok en Bloubil rugbyspeler Gary Botha, wat deesdae in yskoue Rusland afrig. Nou, 'n groot deel van Afrikaanse erfenis is ons musiek. So ek het gaan kuier by die FHK Liedjietuin om te sien watter legendes daar blom.
Die ouer Afrikaanse liedjies is meer as net liedjies. Die legendes van die Afrikaanse musiekbedryf het gehelp om aan die taal te bou. En aangesien ons die taal vanjaar vier, het ons besluit om vandag gedraai te kom maak by die FHK Afrikaanse Liedjietuin, wat aan die voet en end van die Voortrekker Monument in Pretoria geleë is. Die Liedjietuin is 'n monument op sy eie, met meer as 50 liedjieborde van die mees geliefde Afrikaanse liedjies in ons geskiedenis. Dit bestaan nou al vir 12 jaar en is 'n geliefde bestemming vir Afrikaanse musiekliefhebbers. Nou Salas, ons staan nou hier in die middel van die Liedjietuin, maar wat presies gaan hier aan? Die FHK se hoofkantoor is hier langs die monument by die Gerard Moerdijk huis, en omdat die FHK grootliks geassosieer word met die sangbundel wat uit die aard van die saak al die Afrikaanse liedjies van 1929 af opteken. In 2013 toe die Liedjietuin gemaak is, toe was dit net na die uitreiking van die tweede volume van die sangbundel, en baie van die borde wat ons hierso sien, kom grootendeels uit daai sangbundel uit. Dit is my manier om op te teken en seker te maak en hulde te bring aan die mense wat van 1929 tot nou toe mense laat sing en dans en dink en voel. Waarom dink jy is so 'n plek so belangrik? Binne die konteks van die kultuurtuiste wat hierso by die Voortrekker Monument geskep is ek dink elke element van geskiedenis, van taal, word dikwels in musiek vasgevang. En musiek, soos wat mense baie keer ook kan sien in films, is daar sekere liedjies word aan 'n baie sekere spesifieke tyd gekoppel. Ja. En ek dink vir elke iemand wat hou van musiek en wat luister na musiek, dit is amper soos 'n tipe van 'n klankbaan van jou lewe, en ek dink wat hierdie plek baie spesiaal maak is dat baie mense loop hier deur en hulle herken liedjies en hulle begin dit sommer spontaan sing soos hulle voor die bord staan, en dit herinner hulle aan 'n sekere tyd in hulle lewe wanneer hulle dit die eerste keer gehoor het en hoe hulle gevoel het en so aan. Salas, en dan nog iets wat baie belangrik is en waarby ons moet uitkom, is natuurlik die pragtige rose in hierdie tuin, en dit doen julle nou in samewerking met Ludwig's Roses. Ja, hulle was van die begin af aan boord gewees, en ek meen 'n roos is 'n tydlose ding, en met die idee om geskiedenis te bewaar, en oor FHK is amper 100 jaar oud en ons hoop dit gaan nog oor 100 jaar bestaan, en jy weet, om 'n tydlose blom soos die roos saam met tydlose musiek te kombineer, het net absoluut sin gemaak, en so is 'n klomp van die rose ook vernoem na 'n klomp van die legendes wat van hierdie liedjies gesing het en bekend gemaak het. Die beste ding is, kom maak 'n draai en kom kyk vir jouself. Ons het besluit om die uitstappie voort te sit en by die Ludwig's Roses roosplaas in Walmanstal ook te gaan inloer. Waar en hoe het die idee ontstaan om sommige van die rose na Afrikaanse musieklegendes te vernoem? Elke jaar word dan nuwe hybrid rose geteel oral in die wêreld, ook hier, en dan op daardie tyd het hulle net gewoonlik nommers dat jy weet van waar vandaan kom die rose. En natuurlik as jy 'n goeie rose het, jy wil het bekendstel, jy wil die plante natuurlijk verkoop, en dit is dan 'n goeie idee om 'n mooi roos te vernoem na persoonlikhede, en natuurlijk sangeresse en so is seker die eerste keuse om 'n roos na haar te vernoem. Legendariese persoonlikhede na wie sommige van die rose vernoem is, sluit onder meer in Annelie van Rooyen, Blaise Bridges, Gerike Keusenkamp, Christa Stein, Cora Marie, Janita Klaasen en Rina Higu. Toe ons nou 'n nuwe roos gehad het, ek dink die Cora Marie was een van die eerste wat ek hier vernoem het na sangeres, en dit is nou nog 'n besondere en baie populêre roos, en daar is natuurlik 'n groot hoeveelheid ander rose wat ook sulke naam gekry het. Is daar 'n sekere kriteria waaraan 'n persoonlikheid moet voldoen om te besluit, ja, daai is 'n persoon na wie 'n mens 'n roos liewer wil vernoem? Wel, dit is natuurlijk 'n bietjie persoonlikheid as jy sê, o, ek hou van hierdie sangeres of van die liedjie of die persoon, dat jy sê nee, en dan het jy 'n roos, 'n nuwe roos wat begin blom, en jy weet die roos moet 'n naam kry, die roos moet op die mark kom,
En dan skielik sê jy, wag 'n bietjie, dit sou pas vir die persoonlikheid en so. Dis interessant want ek wil juist vra, hoe besluit julle op die soort roos en dan iets soos die kleur of die kleure? Wel, as ons nou sê, wel, dit is nou die persoonlikheid wat dit moet die roos kry, sal dit pas, moet dit eintlik 'n sagte kleur wees, of 'n sterk kleur en meeste keer moet dit eintlik 'n plukroos wees, né? So en die persoon moet natuurlik sê, o ja, nee, ek hou van die roos, ek wil dit hê. Of dit nou liedjies of rose is en of dit nou liedjies oor rose is, die roosgekleurde tuin is beslis een van my nuwe gunstelingplekke om te besoek. En met inisiatiewe soos die FHK Afrikaanse Liedjietuin sal ons beslis nooit van ons mees geliefde liedjies, skrywers en sangers vergeet nie. Wie weet, dalk loop ek en jy mekaar binnekort hier raak. Julle, die Afrikaanse musieklegendes lê my baie na in die hart. So ek moet vir julle vra, wat is julle gunsteling ou Afrikaanse liedjie? Kan ek begin? Die parawe gaan ons met sy nou nie vlei. Ja, keer me parawe gaan ons daai ene. Ton daar sy. Myne is 'n ou met die naam van Pieter Koen. Ja, sy liedjie Drie Susters. Gat hy nou. Money, ek stuur dit vir julle, Noem nog 'n bietjie liedjie daar tuis. En natuurlik Tattoo van ja, Pieter Koen. Maar regtig eintlik nou sonder grappies. Daar's soveel kunstenaars, Lorika Raug. Noem dit Karike, Sonja, sonder ophou. Vlerke. Selfs Guy Korsten as jy terug moet gaan, Min Shaw, Frans van Heiningen, daar's duisende van. Ruben Lennox. Jy kan nie op nie. Ja, nee, dit inderdaad. Enige iets van Tannie Janita. Nou jy kan ingeskakel bly want Arnold Geerts gesels binnekort met die rugby-legende Henny Leroux en onthou om saam te gesels op sosiale media. Stuur gerus vir ons 'n WhatsApp boodskap. Ons hoor graag van jou. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. So the missus told me to get my ducks in a row and start doing some work around the house. So I'm here at my local paint trade. Hey Tiny, how's the kids? I'm a busy man. Luckily, they have everything I need under one roof. I wasn't born yesterday. I know quality. That's why I choose their ProMac range. It's a quality paint because their paint spreads further. So get yourself over to Paint Trade Boots. They turn painting projects into child's play. Môre aan al die Suid-Afrikaanse kykers wat net so lief is vir Afrikaans soos ek. Celine Slaughter hier so in Kent, pragtige gedeelte in Suidoos-Engeland. Ek wil net vandag sê ons lewendig in die buiteland. Ons praat dit oggend, middag en aand in ons huishouding. Ek lees soveel Afrikaanse leesstof as wat moontlik is en selfs in ons Engelse kerk volg ek in my Afrikaanse Bybel. Afrikaans is by een van die mooiste en beskrywendste tale. Kyk woorde soos fopspeel en spookhaase. Hoe kan jy nie lief wees vir so 'n taal nie?
Dit vat ook emosie en situasies net so raak. So net vinnig met afsluiting wil ek 'n klein gedeeltjie van 'n Bruiten gedig met julle deel, wat my emosies so vasvat wanneer ek aan Afrikaans dink. Wanneer jy die taal van my wegneem, ruk jy die hart uit my drome, om dit te vervang met die mondmaniere van 'n tong wat nog net die blinde werk van mure kan doen. Ek stuur al my liefde en julle moet 'n baie wonderlike eeufeesviering hê. Ons vier kliphard hier so in Kent saam met julle. 'n Lekker dag. Totsiens almal. Ons vier fees en dit was 'n boodskap vanaf Cyrillien Slabbert wat die rol van die superfeeks Liana Jooste in Agter elke man vertolk het onthou jaar. Sy woon nou al vir meer as 20 jaar in Engeland waar sy werk as 'n gerespekteerde dramaturg. Nou van een legende in een deel van die wêreld na 'n ander met die Springbokke se 1995 Wêreldbekerspan se wenner Henny Leroux. Henny, lekker om jou saam met ons te hê, ou maat, daar regstreeks uit Port Elizabeth uit. Goeiemôre. Ek dink die eerste vraag wat ons kykers hier op Goeiemôre Good Morning sal wil weet is, wat doen Henny Leroux deesdae en hoekom is jy terug uit die groot smoke uit na Port Elizabeth toe? Hallo Annie, wonderlik om saam met julle te kuier vanoggend. Ja, interessante vraag. Ek hou baie van jou uitrusting. Maar ja, ek is oorspronklik gebore in Gramstad in die Oos-Kaap. So, jy weet, ek het 'n goeie 30 jaar gespandeer in Johannesburg, wonderlike tyd gehad. En jy weet, ek het 'n klein natuurreservaat hier onder waarna ons kyk. En jy weet, dit het my so half teruggebring, jy weet, huis toe in hierdie Oos-Kaap omgewing. Maar van die goed waarmee ek betrokke is die invoer van 'n redelike spesiale produk wat kragverbruik op jou lugverkoelingsstelsels inbring. En dis die eerste in die wêreld. So dis baie uniek en ons werk redelik hard om dit aan die gang te kry. En natuurlik Apex Auctions wat ook hardloop. So besig. Henny, ek dink een van die interessante dinge is dat hier vanjaar is so oor 6 weke vanaf, is dit 40 jaar sedert jy en François hulle die Wêreldbeker op Ellis Park gewen het. Kan jy dit glo? Kan jy dit oorvertel? 40 jaar? Annie, jy maak my nou veel ouer. 40, 30, help my. Nee, 30, ek terg sommer. Ja, nee, kyk, ek moet sê die lyf voel die sere, so dit voel 40, maar ja, nee, wat 'n voorreg. 30 jaar terug, dit was regtig vir ons iets spesiaal. Jy weet, dit was regtig wonderlik om dit te deel saam met 'n goeie span spelers wat alles vir hulle land wou gee, jy weet. Henny, ek wil jou net terug wat jy praat altyd daaroor en ek dink dit is iets wat ons kykers miskien sal weer van jou wil hoor. Daardie openingswedstryd op Nieuweland teen Australië, toe almal die volkslied speel omdat jy so naby was. Toe jy afkyk, toe wat maak jou Springbok truitjie asseblief? Jy ken die storie. Ja, nee, kyk, die ondersteuning op die ou Nieuweland destyds was iets spesiaal geweest en die einde van daai volkslied het ek so afgekyk en my trui so vibreer en ek het met myself gedink, is dit uit pure bangheid of is dit nou jy weet, my hartklopings, wat veroorsaak dit? En toe ek so diep asemhaal, toe besef ek, dis die klankgolwe wat afkom van daai hoofpaviljoen af. En ek moet sê, toe ek daar omdraai het, ek geweet, hierdie een gaan ons nie verloor nie. Dis so goed om te hoor. En daar was vir jou net 3 jaar van toetsrugby beskore. En toe ek so na jou loopbaan kyk, meer as 200 eerste klas wedstryde, maar net die 27 toetse en die 34 punte wat jy bymekaar gemaak het jy miskien bietjie vinnig halt geroep aan jou toetsloopbaan as jy nou terugkyk, of nie? Ja, kyk, Annie, 92 was ons deel van die eerste toer uit die land uit. Jy weet, so alles was amateur voor dit, en ek dink, jy weet, na 95, 96, het ons professioneel gedraai, goed het baie verander. Jy weet, ek het die spelersunie gestig op daai stadium, wat moontlik nie altyd in die regte lyne aanvaarbaar was nie, maar ja, so
Gegeewe daai geskiedenis, jy weet, het ek 'n deel gebring in 'n tydperiode waarvoor ek baie dankbaar was. Ons vier natuurlik vandag amptelik Suid-Afrika se taal Afrikaans as sy 100ste verjaardag vandag, maar daar is sekere woorde in rugby wat jy nou maar net nie kan vertaal nie. 'n Tackle is die eerste ding. En soos oom Friks sou gesê het, geskor, gedrap en gepleis. Daar is nou maar net van hulle terme wat jy net nie heeltemal mooi in Afrikaans kan sê nie. Is so, nie waar nie. Ja, nee, ek moet sê en niemand kon dit so goed uitdruk soos Gerard Verbeers nie. Ek moet sê ek lus hom nog as ek elke nou en dan rugby kyk. Ek is absoluut dieselfde daar wat dit aanbetref. Net voor ons totsiens sê, jy was die stigter en president van die Spelersunie wat nou natuurlik soveel ongelooflike goeie werk gedoen het. Nog 'n ding waarop ek seker is jy's baie trots. Ja, kyk, ek wil, daar was veel druk op daai stadium in terme van kontraktering en spelers se regte en so voorts. So dit was 'n goeie 10 jaar se harde armdruk om daai posisie en ek dink jy weet die Unie het gegroei en dis op 'n baie goeie plek huidigelik. Laastens 'n groot seisoen voor vir die Bokke, wat sê jy? Ja, kyk, dis altyd 'n groot seisoen. Ek bedoel Rassie het die standaard regtig opgetel en ek moet sê die spelers gee alles. Dis 'n wonderlike 'n span om te sien hoe groot en uitgebreid hy is, dat ons daai hoeveelheid diepte het en die talent nou net aankom. So dis wonderlik om te sien dat jy weet hulle ons land so goed doen en hulle die beeld wat hulle daar uitdruk vir ons is regtig fantasties. Jy weet Suid-Afrika het so groot lus vir iets wat ons sal hom daar moet los, ongelukkig. Ons tyd is eintlik al verby. Henny Leroux, ons is net hierna terug.
Goeiemôre. Christel hier uit Amerika uit. Gelukkige Eeufeesdag en baie geluk met julle vieringe van Afrikaans as amptelike taal. Afrikaans is nog steeds my hartstaal. Hoe anders kan mens sê boetjie kry sy loontjie en wanneer die muis vol is die meel bitter. Afrikaans is 'n pragtige poëtiese taal met Afrikaners se unieke sin vir humor vervleg in die taal. Ek praat nog gereeld Afrikaans met my sissies en vriendinne oral oor die wêreld. Afrikaans is lewend. Bochum en Voetsek het saam gestaan ek in die aand in die volle maan. Sluit ek my oë vandag, dan waan ek. Ek kan hulle taal verstaan. Sê Louis Leipold. Lekker party julle. Dit was 'n boodskap van die aktrise Christel Smith, wie vanaf 1992 tot 1999 die rol van Tarine Naudé in Suid-Afrika se heel eerste daaglikse Egoli plek van goud vertolk het. Sy is nou al jare lank woonagtig in Malibu in Kalifornië in Amerika. En van een TV-legende na 'n volgende, ons almal onthou hom as 06 Reporting for Duty in die reeks Vetkoek Paleis. En ek verwys natuurlik na niemand anders nie as Alwyn Breinders. Baie welkom. Goeiemôre. Hey, dis 'n lekker breakfast hierdie. Koek vir breakfast. Ons is so bly jy is hier om dit saam met ons te kan geniet. Ek wil net sê ek kyk nog 'n reruns van die Egoli hoor. Is dit? Ek wil net sê in Dallas. Jy weet. Luister, wat is jou gunsteling Afrikaanse woord? Myne is as aan. Weet jy wat dit beteken? As aan. Vertel ons. Sins konteks. Man, ek het vir George gesê hy moet kom huis as aan. Dis baie oulik. Maar vir klein woordjies haat jy glo. Ja, nee. Is dit so? Nee, ek jy weet daar's 'n program, rugbyprogram en ek het altyd tokkie en die ouens tokkie en breitjie en tee. Jy weet, never mind vir klein woordjies, selfs moenie my naam verklein nie. Kom aan. Ons moet groter gaan. Ja. Owen, jy's mos daai ou. Yes, ek ons moet groter gaan. Ja, moet my tuis sien nie, man. Ja, kom aan. Come on, man. Wel, Elwinkie, ons het 'n paar vragies op hierdie dag vir jou. Jy sal vir ewig onthou word as Sheridan, maar jou pa is ook 'n legende, Simon Breinders, en hy was die eerste breinakteur wat in Suid-Afrika in 'n rolprent gespeel het. Ja, hy is en ek het 'n bietjie afgewas daar, so ek betaal nou nog tante Hima terug na hom. Nee, dit was in 1984, ek onthou dit, broer Mati, hy was die eerste breinou wat 'n breinrol in Jans Rautenbach destyds het gesê. Ja. Hy het gesê, kyk, George Balot sou die rol speel, né? Hulle sou hom net natuurlik ernstig, ek dink hulle het skoenpolletoer gebruik toe. Daar was nie tan lotion nie, daar was skoenpolletoer. En hy sou die ding gespeel het en ons is toe in Gauteng of in die ou Transvaal van 1980 af. Ons is van George in die Suid-Kaap. Ja. So hierso doen my pa aansoek vir 'n job by Sasol. Hy was 'n gemeenskapsou. By Sasol, en Sasol het gesê ons gaan die beste ambagsmanne trek in die land, brein en indeer, en ons gaan vir hulle 10,000 huise bou, maar ons het iemand nodig om dit te laat funksioneer soos 'n gemeenskap. Ja. En jy moet dit doen. En toe kom hy. Nou sê jy vir brein mense wat vir jou familie is in George, ons gaan Transvaal toe trek. Hulle sê, hallo, die verste wat ons gaan is Kaap toe en dan ry ons 3 dae. Nou wil julle oor see gaan. Transvaal is oor see. Jy paspoort nodig. En ons het toe gekom en my pa het onmiddellik, die eerste ding wat hy doen, hy begin 'n drama groep. Ja. 3 jaar later wen hulle ergens in Rodepoort, is 'n drama groepie van Kinross Sekunda. En daar sit Jans Rautenbach in die gehoor. Ja. En hy gaan toe en hy sê Simon, hy is die enigste, ek het jou gesê, hy is die enigste ou wat gesê het Simon. Ja. Simon, ek wil met jou praat, kom sien my. Daar's 'n fliek wat ek doen. Ek het weer my huis afgeteken as collateral en sekuriteit weer, dis wat ons doen. Ja. En ek gaan nou die kans vat dat jy as die breinrol speel, dis die hoofrol in 'n sterkie in die korfliek. Wow. Maar die feit dat jy Simon Afrikaans praat soos 'n boer, hoop ek dit gaan my deurtrek. En dit het. Nou, Alwyn, Afrikaans, wat beteken dit vir jou? Dis 'n op hierdie dag. Dis 'n onregverdige vraag want ek het Engels leer praat. Afrikaans was soos die kleur van my vel net altyd daar.
ek het so gekom. Ek is Afrikaans gebore. Ja, presies. Toe ek uitkom 3 ure later toe praat ek. Dis 'n seentjie. Ja, dis ek hoe dan nou julle. Simon, hy lyk soos jy. Maar ek wil so 'n bietjie teruggaan in tyd want ek meen ons het nou verwys na Vetkoek Paleis. 'n Mens kan nie anders as om daarna te verwys nie. Maar daar's blykbaar 'n interessante storie van hoe jy daai rol gekry het. Ek was die enigste ou daar vir die audisie, dankie tog. En die audisie het gebeur in die boardroom van Willie Esterhuizen. Ja. Ja, ek meen net toe het ek nou al tekkies gedoen. Ja. So toe bel hy my eendag en hy sê, "Hallo Alvin, dis Willie Esterhuizen, kom sien my asseblief dringend." Ek sê, "Wie praat?" "Willie Esterhuizen." Ek sê, "Ag, twak man." Sy die foon net, dis daai ou Motorola. Onthou jy daai ou Motorola? Daai flappie, kap hom so cool toe. Soos John Travolta kappie, om pa, twak man. Ja. Einde van die call en hy het gelukkig teruggebel. Die volgende 3 dae later is ek in sy boardroom, hier lê die skrip. Hy is 'n moeilike ou, hy is taaf geweest. Ja. Hy sê ek werk nie met verteenwoordigers of agente nie, ek praat met jou direk, as jy nie like nie, daar is die deur. Net so. Sê okay. Dis mense opsomming net. Sê okay. Hierso lê die skrip, episode 1 Vetkoek Paleis, Sheridan geskryf met 'n swart pen. Hy sê, "Wat gaan jy my charge om 1 episode te doen? Net 1." Ek sê, ek sê jou betaal. Ek sê jou betaal. Alhoewel ek is 'n student en ek leef op skuldgeld. Weet jy wat kos tekkies? Ek is besig om myself te sekwestreer op 18. So hoe dit ook al sê en toe sit ek en ek prolong my respons. Ek trek dit uit want wat is die regte antwoord? Ja. En ek wil nie die ou upset nie en ek sê vir hom, okay. Willie, kom ons los nou ek het 'n agent. Ek weet nie hoe jou formaat werk nie. Daar's rehearsal daar en ek weet nie wat dit kom ek sê, laat ek gaan, dis net 1 episode. Yes. Laat ek iets skrip vat, dan besluit jy na die tyd wat dit werd is. Ja. En daai is die boodskap vir jong mense. Dis 'n mooi ons wil instap en dan wil ons sê ek soek 'n kar, ek soek 'n selfoon allowance wat so groot is ek sou dink jy weet nog nie of jy die job kan doen nie. Exactly. Jy weet nog nie of jy die sales kan maak nie. Hallo, alles het te doen met targets. Gaan jy deliver, jong? Gaan ek dan eers die kar terugvat? So dit is die ding. En toe was die bal in sy kort en hy moes die skrip gee. Nou die great ding is moet Willie, hy's nooit klaar geskryf wanneer hy begin skiet nie. Hy's so halfpad geskryf want die ander kom soos hy gaan, soos ons gaan. Soms dan soos by 'n rehearsal dan kom hy skrips warm daaraan, soos dit nou net geprint is, nou net. en toe in die eerste reeks het dit 3 uit 13. Ja. Tweede reeks toe sê ek wil jou uitbou, die karakter werk 'n bietjie. Toe is dit 10 uit 13, 13 uit 13, 13. En dis 'n geskiedenis. Vetkoek Paleis. Jy weet ek en Gerard Steyn het een keer gepraat. Hy sê vir hom was dit 'n baby chocolate. 13 jaar terug. Vir my was dit 'n Vetkoek Paleis, ja. Daar's die een ding wat jou rigting gee. Ek het 'n besigheid vandag, suksesvolle besigheid. Ja, ek weet nou jy's vra oor dit, maar vertel ons 'n bietjie van hierdie besigheid. So ek het 'n klank en verhoogmaatskappy. Dis Sound HQ wat staan vir headquarters. Niks vir klein woordjies nie. Sound headquarters. HQ, alright. Okay. So Sound HQ Solutions. So ek verskaf tegnies met die running van die show. So ek doen 'n fees, ek sit 'n verhoog op, ek sit die klank op, ek sit die dinges op. Ek het die staaf wat jou show run. Ek doen die krag, ek sit jou generator. Gee jou show vir my and I will make it happen. Yes, like it. Betaal my net. Ja, dis voor die show gebeur. Jy weet dis daai tipe ding. Ja. So natuurlik dis een van die uitdagings. So as jy gaan kyk as 'n sakeman, entrepreneur wat jy gedraai het in goeters, dit is great om met die droom te kan hê soos wat jy het en soos wat jy sê dit het jou in hierdie rigting ingetrek. Wat is die grootste uitdagings wat jy al gesien het in besigheid en wat jy byvoorbeeld jong entrepreneurs al buite sal wil teen waarsku? Wel moenie dink jy kan met 'n idee na 'n bank toe gaan en sê hoor gee vir my ek moes 6 miljoen rand bymekaar kry in 2008. Want toe gaan die besigheid na 'n volgende level toe en as ek daar wil speel, you need that sound system. Ja. En hierso sê ek, okay, ek sal dit kry. Ek het 'n verspreider gehad, hè. Ja. En hierso is die ou Angus Baggen is toe op pad op. Hy maak groot auctions. Hy trek 80,000 mense na sy plaas toe. Onthou jy daai? Ja. Ek was daar. En daar was 'n tegniese ou, sy tegniese ou was so Engels ou met die naam van Nick Fairclough. En hy sê ek sê vir hom, Andrew, I want in here.
ek sê vir my distributor, hy sê, okay, maar Nick is going to ask for the Rolls Royce van hy klanksysteem. Ja. En dit kos R6 miljoen. Toe sê ek, ja maar, kom ons doen hom. Ek nooi hom toe vir 'n meeting en hierso sit hulle ons drie so en Nick sê in 6 weke moet ek daai klanksysteem hê of ek gee dit die job vir iemand anders. Ek sê ons sal dit hê. Andrew sê dan, nou, nee, hy gaan dit hê in betyds invul nie. So dit is dan sekere goed wat in jou besigheid gebeur. Ek noem dit die ertjie blik. Hy maak soms so, dan moet jy weet, die ertjie sê daar binne in die blik, jy moet my nou expand. Dis 'n baie mooi voorbeeld. Verstaan? En jy moet dit dophou en jy moet eerlik wees oor jou besigheid en sê, okay, ek moet nou investeer of 'n kar verkoop om 'n trok te koop. Dit het ook al gebeur. Ja. Ek onthou in 2009. In 2009 kom Hillsong United Suid-Afrika. Toe ek moet die storie vertel. Ek gaan met 300 woorde in 30 sekondes. Was hy 30 sekondes. En Hillsong United kom en daar's 'n promotor en hy sit met al die klank eienaars in een boardroom en hy sê, "Right, daar's 4 shows. Cape Town, Durban, Joburg, Pretoria. Jy doen Kaap want jy's daar. Ja. Jy doen Durban want jy het genoeg equipment, die equipment is reg en jy's daar. Die ander 2, kom ons kyk wie kry Joburg en ek sit daar toe en ek kry daar's niks krummels vir my nie. En toe sê hy, maar die 5de show moet in Lusaka gebeur. Wie gaan dit vir ons doen? Toe kry ek vir Lusaka. Elsa. Nou ja, toe ons moet jou ongelukkig daar stop, maar wat 'n lekker gesprekkie. Mr. Lusaka. So bly ingeskakel vir die res van hierdie program en nog heerlike feesvieringe net hierna. Kom ons lekker kook. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Mint Hotel 84 on Catherine offers affordable luxury in the heart of Sandton. Enjoy Instagram-worthy casual dining and resort-style amenities for when you need to let your hair down and simply relax. Luxury comes standard as all our rooms are Wi-Fi and Netflix ready. The Mint Collection suites are uniquely themed and exceptional, adventurous and exciting. Mint Hotels, it's meant to be. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. ACDC Express. Everything electrical. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Is it secure? Yeah, it's secure. Are you sure? Trust me, my guy. Okay, let's go. Don't let your investment slip through your fingers. Invest with a partner you can trust. Everest Wealth, the power of consistency.
Plaasie Retsina op die eiland Lesbos in die Egeïese See, so 'n klein entjie van Turkye af op Afrikaans en mense wat Afrikaans praat, want ek vind dit 'n baie inklusiewe taal met mense met van verskillende oorspronge en verskillende aksente en verskillende streekstale. Lig ek 'n glasie op almal wat hou van Afrikaans, wat lief is vir die taal. En ek dink ook aan my dogter en haar man wat in Nederland woon en my seun en sy vrou en hulle seentjie wat in Indonesië woon. En hoe ironies is dit dat hulle woon van waar die taal ook vandaan kom. En ek dink ons kan almal net 'n glasie lig en sê ons hoop op 'n volgende paar 100 jaar. Lyk dit nie idillies nie. Dit was 'n boodskap van 'n regte media-ikoon, die voormalige redakteur van Vrouekeer-tydskrif Eldeleen Hugo. Sy woon al 'n geruime tyd in Griekeland en is lekker om te sien dat Afrikaans selfs daar gevier word vandag. Ek gesels nou met die hoof van die Federasie van Afrikaanse Kultuurverenigings, Dr. Dani Langner, oor die geskiedenis van Afrikaans en is my 'n voorreg om te sê baie welkom hier by Goeiemôre, good morning. Baie dankie, dit is vir lekker om vandag op hierdie groot verjaarsdag van die Eeufees van Afrikaans saam met julle te kuier. Nou Dani, wanneer het Afrikaans soos 'n eie taal begin uitstaan? Ek dink Afrikaans het van die eerste skepie wat daar in die Kaap geland het en wat jy moes kommunikeer met die plaaslike bevolking, het hierdie taal ontwikkel. Maar as jy gaan terugblaan in die geskiedenis, is daar twee momente. Die een is in 1875 toe die Genootskap van Regte Afrikaners gestig het. Dit is 150 jaar gelede. En daar het 'n klomp energie rondom Afrikaans losgekom met boeke en 'n koerant wat gestig is en Bybelvertalings. En dan die tweede moment is na die aangebore oorlog met die verengelsing van skole en Milner se verengelsingsbeleid. En toe daar 'n tweede taalbeweging ontstaan waaraan mense soos Tosius, Eugene Marais deelgeneem het met die gedig Dit is al en Winternag en toe daar 'n nuwe energie rondom Afrikaans ontstaan en daai energie het gelei tot die amptelike bevestiging van Afrikaans as landstaal op 8 Mei 1925. Wat 'n storie, maar waarom was dit so nodig geweest vir hierdie nuwe taal om te ontwikkel? Weet jy, ek dink Afrikaans wat letterlik beteken maar vanuit Afrika is 'n unieke taal wat hier so in die suidpunt van Afrika ontstaan het en dit was nie vir die Afrikaans sprekendes van destyds goed genoeg om net 'n huistuin en kombuistaal te wees nie. Hulle wou graag die taal bevestig as 'n wêreldklastaal en daarvoor moet 'n taal kan opstaan en homself bewys dat hy ruggraat het en jy doen dit deur gedigte en boeke en deur vertalings wat jy doen en eie letterkunde. En deur dit alles het Afrikaans haarself bevestig as 'n volwaardige taal. Kyk Dani, 'n mens kan nie oor Afrikaans praat sonder om die Duitse settlers, die Maleiers en Khoi te noem nie. Hoe het hulle kulture saam aan Afrikaans help vorm? Ek dink mens kan nie oor Afrikaans praat sonder om daarbey wat jy alles genoem het, ook die Franse, die Khoisas en feitelik elke Suid-Afrikaanse gemeenskap te noem nie, want Afrikaans het leenwoorde uit al die verskillende tale en kulture en dit is wat Afrikaans uniek maak. Alhoewel dit hoofsaaklik 'n sê maar Germaanse taalvorm is, alhoewel die Nederlanders natuurlik 'n baie groot rol gespeel het in die vorming van Afrikaans, is daar sulke lekker woorde wat ons het uit hierdie ander tale soos bladjang en baie en wat Afrikaans net laat uitstyg het tot hierdie taal van Afrika wat ons hartstaal geword het. Kom ons gesels so 'n bietjie oor die verskillende dialekte, want dis nogal iets wat vir my altyd interessant is en ook belangrik is. Ja, daar is vandag wat mense kan sê 3 groot dialekte van Afrikaans. Die een dialek is wat bekend staan as Oosgrens Afrikaans en dit is 'n dialek wat maar daar ontstaan het rondom Port Elizabeth in die Oosgrens boere en dit is die dialek wat die voortrekkers die binneland ingedra het. Louis Trichardt het dit letterlik met sy dagboek gedra tot aan die Soutpansberge en dit is die dialek wat vandag bekend sal staan as Standaard Afrikaans. Maar dan is daar ook Kaaps Afrikaans waaroor daar baie deesdae geskryf word en dan die lekkerste dialek dink ek is dan Oranje Rivier Afrikaans. Alles aan die weste kant, Springbok na Makwaland, daar is net gemaklike lekker kuier Afrikaans. Ek dink ook soos wat Afrikaans deur die staat al hoe meer verwaarloos word en teruggegee gaan word aan gemeenskappe, gaan daar nog baie dialekte van Afrikaans ontstaan, want dit is 'n lewenskragtige taal.
Ja, en ek dink dit maak dit nogal baie opwindend ook in die proses. Wat is Arabiese Afrikaans en watter bydrae het dit gelewer tot ons taal? As 'n mens Arabiese Afrikaans wil verstaan, moet mense altyd onthou dat die Kaapkolonie in die VOC tydperk het baie slawe gehad van die ooste af en hulle het die moslem geloof ook gevestig in die Kaap. Jy het aan die een kant die Hugenote gehad met die protestantse geloof, Jan van Riebeeck en so, en aan die ander kant die moslem geloof en in 1830 was daar 'n baie sterk moslem gemeenskap en hier in 1860 het daar 'n sheik gekom, Abu Dabbar Infedi, en hy het begin om geloofsdokumente uit in Afrikaans te vertaal, nie om Afrikaans noodwendig as 'n taal te bevorder nie. Hy wou sy geloofsgemeenskap bedien en hy wou dit doen in 'n taal wat hulle verstaan. So Arabiese Afrikaans wat omtrent hier al in 1860 begin neergepen is uniek want dit is die eerste keer wat daar nie van die Romeinse alfabet gebruik is nie, maar wat dit letterlik 'n Germaanse taal vanuit die Arabiese alfabet gebruik is en hy dit nie die dokumente in 'n ander taal vertaal as Afrikaans nie. Hy het wel die Arabiese skrif gebruik. En lank voor die Bybelvertaling plaasgevind het, selfs die eerste Bybelsinnetjie het ons al hierdie geloofsdokumente gehad in Arabiese Afrikaans. En jy kan nie die storie van die Afrikaans vertel sonder om eintlik die volle omvang en die diepte hiervan te herken nie. Definitief nie, en dit is vir my so interessant. Maar Afrikaans het ook eers so 'n bietjie van 'n slegte naam gehad. Hoe het mense daarna verwys voordat dit Afrikaans geword het? Ek dink dit is so dat die Nederlandse gemeenskap en die Engelse gemeenskap en selfs die Franse het bietjie neergesien op hierdie taal van Afrika en hulle het dit daarna verwys as 'n kombuistaal want dit was die taal van die werkers, dit was die taal van die markplein en so dit was maar huistuin en kombuistaal. En ek dink wat vandag daai tyd bedoel was as 'n negatiewe en 'n slegte betekenis kombuistaal is vandag een van my eintlik 'n erenaam vir Afrikaans want dit is ook 'n samevatting van ons kultuur. Daar in die kombuis kuier ons eet lekker, ons praat Afrikaans, ons geniet die lewe in Afrikaans en dit is presies uit daardie kombuis en huise en gemeenskappe wat ons taal ontstaan het. En wie was Hendrik Biebou? Hendrik Biebou was 'n stoute seun. Hy was 'n 16-jarige ouetjie wat een Sondagmiddag in Stellenbosch se strate 'n bietjie te veel gedrink het en hy het in die strate afgehardloop en bietjie lawaai gemaak en die landros Starrenburg het uitgekom en wou met 'n rotdankpak gee en toe sê hy vir my ek gaan nie jou gesag aanvaar nie want ek ben een Afrikaner. En daai tyd was die Afrikaner gemeenskap soos ons vandag ken was eintlik nog daar was nie 'n Afrikaner gemeenskap nie en hy was die eerste Europeër wat homself gedefinieer het as 'n Afrikaner bedoelende dit is my kontinent, dit is my land, ek het hier tuis gekom, ek sien my nie meer as deel van Europa nie, ek ben een Afrikaner, deel van Afrika en dit is waar Biebou se betekenis in lê. Nou sê vir my, hoe het Afrikaans as 'n sogenaamde kombuistaal oorbeweeg of ontwikkel tot 'n taal in eie reg? Ek dink wat mense weer moet raak sien is dat Afrikaans baie wyd gepraat is oor Suid-Afrika. Maar in 1875 op 14 Augustus toe die Genootskap vir Regte Afrikaners gestig het, toe is daar eintlik formeel besluit om van hierdie taal 'n volwaardige amptelike taal te maak. En daai klein groepie manne met die uitgee van 'n koerant en die gediggies wat CP Hoogenout en Pannevis geskryf het eintlik vir Afrikaans toe 'n amptelike status gegee. Voor 1875 het hulle van Afrikaans maar gepraat as 'n Boriestaal, Lady Anne Barnard. Hulle het gepraat van 'n Kaaps-Hollands, dit is so mengsel, maar met die stigting van die Genootskap vir Regte Afrikaners het die woordjie Afrikaans, het dit eintlik wyd reg oor Suid-Afrika posgevat en het die Afrikaanse gemeenskap hulle self as Afrikaans begin herdefinieer. Nou, jy het nou onder meer verwys na iets soos koerante. So hoeveel het die eerste Afrikaanse boeke, koerante en Bybels gehelp om die taal te laat groei?
Jongens, mens vandag terugkyk kan mens skaars glo dit het gehelp as jy kyk na die spelling en eintlik die eenvoudige grammatika en so. Maar ek dink wat dit gedoen het, dit het Afrikaans gevat van net 'n kuiertaal en 'n markpleintaal om te sê hierdie taal kan ook 'n letterkundetaal wees. Hierdie taal kan ook 'n taal wees waarin ons kan berig, journalistiek kan beoefen, maar meer belangrik, hierdie taal is waardig genoeg in die oë van die Here om ook 'n Bybeltaal te wees. Voor die tyd het hulle gedink jy het die Franse Bybel gehad en die State vertaling en die King James gehad. Gedink dis nie nodig om 'n Bybel in hierdie taal te hê nie. En deur die eerste Bybelvertalingkies van S.J. de Tooy het hy gesê maar hierdie taal is ook vir die Here waardig en daardeur ook in effek dat die Afrikaanse gemeenskap, Afrikaanse mense is ook waardig vir die Here om in Afrikaans met hom te mag bid en na sy woord te luister en met hom te kan kommunikeer. Sjoe, Dani, dis pragtig. Ons het so 'n bietjie minder as 'n minuut oor, so ek wil tog vir jou vra, hoe beskou jy die toekoms van die taal? Ek dink die toekoms van die taal hang van twee goeters af. Die eerste ding is dit wat in die Afrikaanse klaskamer gaan gebeur. Nie op die sportveld nie op enige plek nie. Die kwaliteit Afrikaanse onderrig wat ons vir ons kinders gaan gee. Die tweede ding is dit hang af van ons jong mense. Want oor 50 jaar gaan ons weer hierso sit en dan is die ouetjie wat vandag 25 is ouer as ons. So dit is wat daai jong mense gaan maak met dit wat hulle as erfgename gekry het. Dani, dit was 'n baie insiggewende gesprek. Baie dankie dat jy by ons kom kuier het op hierdie baie spesiale dag. Baie dankie Elsa. Dit was lekker en kom ons geniet Afrikaanse verjaarsdag. Beslis. So bly net waar jy is, want ons gesels net hier na musiek en dit met Gian Groen oor sy nuwe enkelsnit Sonkring. So miskien het jy nou al 'n tweede koppie koffie in, maar ag, weet jy wat? Gaan maak vir jou 'n derde een. Ons is nou weer terug.
Die lied 4 seisoene kind, bekend gemaak deur Larika Raug, word gereken as een van die Afrikaanse liedjies wat die meeste opgeneem is deur ander kunstenaars. Die lied is natuurlik geskryf deur Gian Groen en hy is vandag hier om te gesels oor sy nuwe enkelsnit Sonkring. Gian, hartlike goeiemôre, good morning en baie welkom hier by ons. Goeiemôre Pieter, baie lekker om hier te wees. Ek sien jy sit so met groot oë en luister na die statistieke. Was dit reg of moet daar bygevoeg word? Ek is heeltemal te vinde vir wat daar gesê word. Te vinde. Luister, ons vier Afrikaans as 'n taal en dis 'n 100-jarige feesviering, maar ons kan bloot net nie dit vier sonder om te gesels oor daai groot treffer van jou 4 seisoene kind. Net so in kort, wat is die geskiedenis van die liedjie? Ja, die liedjie is in 1999 al geskryf en ook opgeneem en kort daarna het Larika Raug met hom gehardloop en dis vir my 'n wonderlike eer. Sy het my die een oggend gebel en persoonlik gevra, mag ek asseblief die liedjie opneem? En toe sy vir my sê dis Larika, toe dog ek, maar dis mos nie die 1 April nie, wat nou. So ja, dit was 'n wonderlike voorreg. Ja. En die liedjie toe jy hom geskryf het, net vinnig, ek meen, wat was jou denke? Waar was jy? So daar's soveel stories agter die storie. Ek het mos nou natuurlik my eie persoonlike storie wat 'n baie persoonlike ding is. Dit gaan maar oor verlore liefde. Almal wat hom al opgeneem het natuurlik hulle eie interpretasie daarvoor. In Larika se geval weet ek dat sy het vir my gesê sy interpreteer dit as 'n dogter wat oor see gegaan het. Maar ja, dit gaan maar oor verlore liefde. En ek gaan dan maar net daar bly. Ja. Ons bly net daar. Ja. Natuurlik ook, jy weet, gepraat van groot Afrikaanse oomblikke en goeters. Jy kan uiteraard ook getuig van baie groot Afrikaanse oomblikke in jou loopbaan en dis meer. Maar ek meen, soos jy was een van die eerste gaste op MK se Gonsprogram, as ek reg kan onthou. Ek dink dit was die heel eerste program van Gons was ek op gewees. Ja, dis nou al 'n hele klompe jaar gelede so. En dit was ook vir jou seker lekker en anderste omdat jy ook meer in die, jy weet, in die ander lyn van die Afrikaanse musiek ingegaan het. Ja, natuurlik in die alternatiewe ding, maar dis maar net 'n genre, weet die groot ding vir my is dat die taal op soveel maniere vereer kan word. En ja, dit is ek is so dankbaar dat ek vir 'n goeie deel van 25 jaar nou al 'n skepper is in Afrikaans, skepend is in Afrikaans. So ja, wonderlike voorreg om deel te wees van hierdie dinamiese jong taal. Baie dankie. Jy weet, ou sal altyd vir daai een liedjie onthou word, maar ek weet daar's soveel juwele nog in jou versameling van liedjies. En gepraat daarvan, skepende kant in die Afrikaans. Jy is ook hier om te gesels oor jou nuwe liedjie Sonkring. Ja, Sonkring is dis 'n liedjie wat eintlik maar van 'n hartseer plek afkom, maar ook 'n ode aan soveel mense wat bygedra het tot die tema van die liedjie. My vrou is in 2022 met borskanker gediagnoseer en hy was net nooit gereed daarvoor nie. Jy weet, skielik voel dit vir jou asof jou hande afgekap is. Jy wil so graag net meer doen, maar jy kan nie. Jy maak staat op die medisyne. Die medisyne is fantasties. Kom natuurlik met 'n prys. Maar die groot ding is daai mense wat ons as gesin deur dit gedra het. Jy weet, wanneer dit voel jy's in 'n donker woud en jy voel jy sien nie die lig nie, is dit die mense wat jou en jou gesin op jou hande dra. En ja, dit is 'n sirkel van vriende wat soveel lig op ons pad gebring het. So dis 'n ode. Dis nie net 'n bemoedigende liedjie vir my vrou en ander mense wat met dieselfde wat ook deur kanker moet werk nie. Dit is bemoedigend, maar terselfdertyd 'n ode aan al die vriende en mense. En ek wil graag ander mense wat ek wil mense maan om die sonkring te wees vir mense wat met dieselfde ding loop. Ja. En interessant genoeg, die laaste dag in studio het jy ook nuus gekry? Ja, so 5 minute nadat ons gesê het it's a wrap, toe kry ek 'n oproep van my vrou wat sê sy is nou in remissie. So dit was 'n
wonderlike oomblik. Dis dit nou lekker een ook letterlik amper half daai pen neer te sit en sê sien, ons nou weet hoekom hierdie sang geskryf moes word. Wat is vir jou lekker om in jou taal net so kortliks te kan skep en te kan skryf? Wat maak dit lekker? Sjoe, dit is die feit dat dit so jong taal is en dit so dinamiese, en as ek nou die anglisisme mag gebruik, ekspressiewe taal is dit net so lekker, 'n groot eer om deel daarvan te kan wees, om te kan, soos ek vroeër gesê het, om te kan skep in jou moedertaal. Dis vir my 'n groot eer. Gian, terwyl ek jou hier so het jy dalk 'n gunsteling Afrikaanse woord? Lekker. Lekker. Ja. En ons is bly jy hou van lekker, want jou musiek is lekker. Dankie. Die manier hoe jy die woorde gebruik en dan die melodie daarmee saamsit is net absoluut fantasties. En gaan jy ons vandag asseblief kan bederf met jou weergawe so van Sonkring? Sonkring, graag. Dit gaan baie lekker wees. Elsa? Ek sien baie uit daarna, Pieter. Myself. Kyk, hy skryf lekker, musiek is lekker, hy's 'n lekker ou, jy's 'n lekker ou. Dinge gaan net lekker hier vandag. Hey, moenie ophou nie, ons hou daarvan, Elsa. Dit is almal lekker. 'n Lekker verjaarsdagkoek wat ook wag. Maar nou ja, ons gaan net hierna luister en hoor hoe Sonkring klink. So ons is nou weer terug, maar ek wil jou daaraan herinner dat jy ons gerus op sosiale media kan gaan volg. Gaan soek net vir Goeiemôre, Good Morning en dis nou sommer op Facebook en op Instagram. When was the last time you looked at your plants and said, thank you? Thank you. You keep me chilled out in the heat. Thanks, plants. Make me appreciate the earth under my feet. Thanks, plants. You bring some joy and life into my home. And you're more affordable than expensive art, but just as beautiful against my wall. Thanks, plants. You're a reason to say, hey, thank you, plants. And add some vitamins to my plate. Thanks, plants. You're a get out of jail free card when I had one too many at the bar. Thank you, plants. And on top of everything, you even clean my air. So thank you, plants, for always being there. We as Stark Airs and Plantland say, thanks, plants. Innovering, verandering en groei is gewoonlik sinoniem met sukses in die korporatiewe wêreld. By Van Bont Groebeperk glo ons egter dat sekere goed dieselfde moet bly, soos integriteit, betroubaarheid, konstantheid en 'n omgee vir jou medemens. Dit vorm 'n sterk fondasie wat die sukses kan behartig en as ons omgee vir mense, sal ons mos omgee vir jou hardverdiende geld ook. Verdien goeie rentekoerse wat saam met jou kapitaal gewaarborg word. Van Bont Groebeperk, sukses met 'n hart. Marikie. Ja? Wat dink jy? Ek dink ons moet dit in die kombuis doen. Ek dink ons moet ons kombuis nou oordoen. Daarmee kan ons help. Universal Kitchens, ons kan meeste van jou fantasie in die kombuis laat waar word. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. We celebrate great achievements by extraordinary South Africans so that we can inspire our youth, and then we want to empower them to reach their full potential. We are here to celebrate history. He who has a big enough why can bear with anyhow. They will leave behind a legacy. We will never stop creating hope for our future generation.
welkom terug. Ons luister nou na Gian Groen se nuwe enkelsnit Sonkring wat môre bekendgestel word. Stadig stap jy saggies voor deur hierdie donker gang. Daar waar die beelde hang, vind jy die krake van tyd. Onderweg na beter tyd, jy is amper daar. As ek jou weer gewaar, sal ons die ander kant saam bereik. Die wind het gaan lê, ek wonder wie die laaste sê wil leef. Volg net die sonkring, jou voete vind 'n nuwe weg na buite. Oral is daar oor so wes besluite. Die sonkring sal jou gou hieruit kan kry. Volg net die sonkring, jou hande gryp na adels teen die maan. Die waarheid sal jou wys waarheen om te gaan. Volg maar net die sonkring wat jou deur die hartseer wou lei. Stadig gaan jy saggies om, jy kry 'n nuwe naam, 'n nuwe wentelbaan, 'n nuwe kringe om te bekoor. Sterrelose nagte, iewers word jou naam genoem. Ek sal dit als weer doen. Ek sal my hart weer op jou verloor. Die wind het gaan lê, ek wonder wie die laaste sê wil leef. Volg net die sonkring, jou voete vind 'n nuwe weg na buite. Oral is daar oor so wes besluite. Die sonkring sal jou gou hieruit kan kry. Volg net die sonkring, jou hande gryp na adels teen die maan. Die waarheid sal jou wys waarheen om te gaan. Volg maar net die sonkring wat jou deur die hartseer wou lei. Volg maar net die sonkring, volg maar net die sonkring, volg maar net die sonkring. Volg net die sonkring, jou voete vind 'n nuwe weg na buite. Oral is daar oor so wes besluite. Die sonkring sal jou gou hieruit kan kry. Volg net die sonkring, jou hande gryp na adels teen die maan. Die waarheid sal jou wys waarheen om te gaan. Volg maar net die sonkring wat jou deur die hartseer wou lei. Ja, volg maar net die sonkring wat jou deur die hartseer wou lei. Gian Groen! Beautiful, baie. That was beautiful. Gian, waar kan mense na Sonkring gaan luister? Wel, is op al die platforms. So ja, van môre af. Van môre af. Ja. Hierdie gaan een van my gunsteling liewe liedjies wees. Ja, definitief. Nou julle daar bly nou net een ding oor om te doen en dit is om die koek se kersse aan te steek. Sy, kom ons probeer. Om ons vat hom so van binne af. Binne na baie Ek is nou linkshandig hierso. Was jy links? Ja, nie. staan verkeerd. Teen die stroom op. Ek en Gian voel ons wil nie vat nie. ons wil 'n bietjie nader staan hierso. Gian val in. Hierdie is nou
Mos 'n 100-jarige feesvier staan daar. Staan jy hier waar ons almal jou kan sien? Die vraag is, sal ons sing? Ja. Wat die groot vraag is wat sing? Jy kan nie sê vir ons geluk liewe maatjie nie. Hoekom nie? Hierdie ouetjies, sy. Ons gaan tog nog nie in Engels sing. Dis goed genoeg. Ja, nee, kyk, wat sing ons veel geluk liewe maatjie, wat? So iets in Nee, daai lyn. ek dink ons het iets meer opwindend nodig. Jy weet, iets meer modern. Ja, jy sien, want kyk, as iemand vir my veel geluk liewe maatjie sing in 'n restaurant of iets, dan sit ek hier onder die tafel. 'n Lekker liedjie wat 'n mens wil sing. Daar is 10 in plek vir 'n nuwe liedjie, maar kom ons sê net baie geluk aan Afrikaans. 100 jaar geluk. Baie geluk in Afrikaans. Baie geluk. Inderdaad. Ek wonder wat ons kykers dink, wat dink julle van veels geluk, liewe maatjie? Dink julle dis tyd vir 'n nuwe Afrikaanse verjaarsdagliedjie? Wel, dan blaas ons maar vir eers die kersse uit. Hier gaan ons. 3, 2, 1. Veels geluk Afrikaans! Ek sal 'n liedjie skryf vir Afrikaans 101. Maar nou het ek genoeg tyd om voor te berei. As ons gespaar word. Kyk uit vir Gian se nuwe liedjie en onthou om ons nog gaan volg op die sosiale media's en ons is môreoggend, maandagooggend weer terug. Volgende week. Ons hoop jy vier vir die res van die dag saam fees. En natuurlik die taal. En gaan soek daai sonkring daar buite. Gaan goed om jou te sien. Baie dankie vir jou tyd. Van ons almal lekker dat julle hier was. Lekker dag weer. Lekker verjaarsdag hou. Mooi bly. Totsiens. Bye. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel.